Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is besig met 'n reeks oor die spreek in tale en ons gaan nog heel wat daaroor gesels in die weke wat kom. En dit is belangrik want daar's baie misleiding oor tale in ons kerke vandag en daar is baie debatte en so meer. Maar in vandag se onderwerp praat ander gelowe en kultusse, paganism en so meer, praat hulle ook in tale. Ons gaan vandag na hulle kyk. En ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel om vir te bewys wat hierdie mense ook doen. So kom ons spring dadelik weg. Nou, in die hedendaagse tale vind ons ook die ander geloofsgroepe, kulture, geloofsgroepe en godsdienstgroepe wat in tale praat, wat aanspraak maak dat hulle ook in tale kan praat. En dit wat hulle dan natuurlik ook praat, is dieselfde gibberish as wat ons vandag in ons kerke hoor. En dis baie skokkend. Nou kom ons gaan kyk na die verskillende groepe. Die een is die Mormoonse geloof. Ons gaan kyk wat hulle te sê het daaroor. Pagan kultusse, Hindoes, Islam en historiese geloofsgroepe. Dan natuurlik die New Age kultusse en natuurlik die Romeinse Katolieke Kerk. En u gaan baie geskok wees wat u vandag gaan hoor. Maar dit is belangrik dat ons hierdie goed na dit gaan kyk en sien hoekom hulle ook in tale praat. En wat ons vandag in ons kerke sien, verskil het regtig van wat hulle doen. Ons gaan later vir julle 'n video wys. Die vergelyking tussen hierdie groepe en jy sal sien is maar bloot presies dieselfde. Nou kom ons gaan luister na die eerste videoklip van John MacArthur waarin hy die verduideliking gee oor die Mormoonse geloof wat in tale praat. Kom ons gaan luister. Joseph Smith reported the following phenomena occurred at the dedication of the temple: tongues, prophecy, and miraculous visions. Other eyewitness accounts, such as, quote, there were great manifestations of power, such as speaking in tongues, seeing visions, administrations of angels. There the Spirit of the Lord, as on the day of Pentecost, was profusely poured out. Hundreds of elders spoke in tongues. There you have it, more than half a century before Charles Parham launches the charismatic movement, the Mormons are doing the same thing. The Mormons, I remind you, think Jesus is the spirit brother of Lucifer. Is this a work of the Holy Spirit? It wasn't in the case of the Mormons, and it isn't in the case of those who followed them. Ja, dis baie belangrik. Mormone glo in tale, hulle spreek ook in tale en hulle sien ook visioene, profesieë en so meer. En natuurlik het jy gehoor dat John MacArthur praat van Charles Parham. Nou hy was 'n man wat bekend is met die Azusa Street en nog lank voordat hy nou hierdie Azusa Street wat natuurlik die spreek in tale, die doping met die Gees en spreek in tale na vore gebring het die Mormone in tale gepraat en dit was nie iets wat onbekend is nie. Nou hulle beoefen ook wat die charismate vandag praktiseer in ons kerke, bloot net gibberish. Nou, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waar pagans, historiese pagans, kultusse, geloofsgroepe ook in tale praat. Kom ons gaan kyk na hierdie verduideliking. Before that time, the only people that spoke in tongues the way that charismatics and Pentecostals do today were occultists. Babbling in tongues has occult origins. The practice goes as far back as 400 BC. It comes from the Pythoness of the oracle at Delphi. How it worked was, you made a large donation to the temple of Apollo, and you got to ask the Pythoness a single question. She would then pray to the god Apollo and start dancing around and babbling incoherently. A priest of the temple would translate what the Pythoness had said. She was speaking the speech of the gods and was getting all her information from Apollo. Today, shamans, which includes witch doctors, priests, or medicine men, in Haiti, Greenland, Micronesia, and countries of Africa, Australia, Asia, and North and South America, speak in tongues. Several groups use drugs to aid in inducing the ecstatic state and utterances. Voodoo practitioners speak in tongues. Buddhists and Shinto priests have been heard speaking in tongues. Muslims have spoken in tongues, and an ancient tradition even reports that Muhammad himself spoke in tongues. According to his own account, after his ecstatic experiences, he found it difficult to return to logical and intelligible speech. Nou ja, dis baie skokkend. Ons het nou gesien wat hierdie man verduidelik het, en dit is absoluut net wat gebeur het.
So wat is die verskil? As hierdie mense in 'n taal kon praat, al was dit nou boos gewees, waarmee is ons besig? Waarmee is die kerk van Jesus Christus besig? As ons kyk na die hedendaagse spreekentale wat maar bloot gibberish is, en as baie mense wat nou aanvallend gaan wees en sê, ja, maar ons kritiseer. Die werklikheid is, ons moet gaan kyk wat die waarheid is volgens die Bybel. Wat was tale gewees? Dit was glossa gewees, 'n wêreldse taal wat God ons die vermoë gegee het op daardie stadium om die evangelie aan iemand anders te bring in sy eie taal. Dis nie wat ons vandag sien gebeur nie. Almal praat in tale en rol rond en spring rond, en dit is nou asof dit nou 'n werklike taal is wat die Bybel voorhou, terwyl dit glad nie die geval is nie. Maar kom ons gaan kyk na 'n ander verduideliking oor die New Agers, hoe hulle in tale praat en hoe dat hulle dan ook ons gaan die vergelyking nou hier sien tussen die charismate en wat die New Agers doen, en dit is absoluut, daar's geen verskil nie. Kom ons gaan kyk. And I was guided to come in this place to do this transmission. This is Lemuria, light language and sound activation, and you will know if this is the message for you. Many of us had lifetimes together as a soul group, as a soul family on Lemuria. Quero kusashe na hali sakayarasi. Onaka mahila kusakayena korakitrokisku hayara. Oh, for the time has come to Haseku and Hasebo and Amushikila Basitu and Alimureke and Otulamajide Kruti Izinolomurevi Shikila Pose. What I've seen with my clients in the past is that some people actually do give their consent in the dream time. They're traveling, astral traveling, and may encounter beings that appear to be something else than what they really are. And so you might think you are communicating with some angelic being or whatever, and actually it's something else. Ata raka teda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata rike didi ashada. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Vika hata anda ata ora bata rata ande eke manda ras. So, as you can see, there wasn't anything different in these two. One was a New Ager and one was somebody at church. Notice even the New Age, they put their hands together and they pray. So could we be deceived? Could this be the same spirit in both the church and in the New Age? Could it possibly be that people are praying for a gift, they're wanting to receive something that isn't of God, and then Satan says, oh, you want that? Okay, I'm going to come over there and I'm going to give them that gift. Nou is dit nie baie skokkend nie. Die New Agers praat in tale, die charismate praat in tale. Dis alles 'n gebabbel en 'n gebrabbel en dis absoluut gibberish, en ek het geen verdere verduideliking om te gee nie. Dit is duidelik dat hier geen onderskeid is nie. En dis baie skokkend. Dit gebeur binne ons kerke, dit gebeur buitekant die kerk in die kultiese wêreld ook, en dit is absoluut net skokkend. Dit moet vir ons 'n eye-opener wees. Ons moet gaan kyk wat God se woord regtig leer oor die spreekentale. Wat is hierdie gawe regtig? Of is dit net 'n gebrabbel en gibberish wat ons vandag maar aanvaar as bloot die waarheid? En dit is 'n ernstige waarskuwing. Kom ons gaan kyk, kan die Romeinse kerk in tale praat? Glo hulle in die spreek in ander tale? En u sal baie duidelik sien dat dit is natuurlik vir hulle natuurlike ding wat plaasvind. Onthou die charismatiese beweging in onder leiding van Kenneth Copeland het 'n samesmelting bewerkstellig hele tydjie gelede om die charismate saam te smelt, dat daar nie 'n verskil is meer tussen hulle. En hy het selfs in daardie diens het hy in tale gepraat met die paus. En kom ons gaan kyk wat die Rooms-Katolieke glo.
Though these are all members of the same church, they all sound quite different. Even a religion as traditional as Roman Catholicism now accepts speaking in tongues. Charismatic Catholics, as they call themselves, now even have the Pope's blessing. It's real freedom, I think, because it's like the expression comes, there's only so many ways you can say, God, you're so awesome. Claire Gelman prays in tongues at St. Veronica's Church in New Jersey. It's a language you've never cursed in or said anything horrible in, and it's his language, and it's more perfect. Ja, hier kan jy baie duidelik sien dat die Roomse Katholieke glo in die sprekentale, hulle glo ook in die aanbidding van Maria, en hierdie selfde praktyk van ekstatiese tale kom ook in die charismatiese Rooms-Katholieke beweging voor. Hulle noem self die charismatiese Roomse kerk, nee? En hulle hou natuurlik ook vas in die onbybelse mis, die nagmaal, om dit te vier, en hulle onbybelse gebede tot die heiliges, terwyl hulle ook daarop aanspraak maak dat tale praat, hulle aanbidding van Maria soveel meer betekenis volmaak. Is dit nie skokkend nie? En tog, soos ek gesê het, Kenneth Copeland het hom vermeng met hierdie mense, hy het 'n samesmelting bewerkstellig, en hulle glo dieselfde. So dit is absoluut baie misleidend, en daarom moet ons gaan kyk, ons moet weer vir onsself gaan kyk wat die woord van God leer oor hierdie gawe, en dit wat ons vandag in ons kerke sien gebeur, is dit werklik van die Here af? En dit is baie ernstig. Nou goed, kom ons gaan kyk wat het gebeur tydens 'n onderhoud op 'n sogenaamde Christelike kanaal. Het 'n persoon sy getuienis gelewer van wat met hom gebeur het toe 'n Hindoe priester hande op hom gelê het. Nou, Dave Hunt het hierdie in sy boek opgeteken, en dit is die volgende wat gesê was. Hierdie man het gesê, hy het my weer aangeraak, die Hindoe priester natuurlik, met sy hand op my kop. Dis 'n algemene praktyk in die Hindoes. Hulle lê hande op mense, en na dit het die mees fantastiese klere rondom my verskyn, en dit was asof ek uit my liggaam gestap het en daarop afgekyk het. Ek het in tale begin praat. Op daardie oomblik het ek besluit om op te hou om alles wat gebeur te evalueer. Hy skakel met ander sy denke af. Ek was gevul met 'n gewaarwording van absolute liefde, soos ek nog nooit voorheen beleef het nie. En dit is die Kundalini. Baie mense besef dit nie, maar die Kundalini werk ook in ons kerke, en daarom moet ons baie versigtig wees. Nou, dit het Dave Hunt geskryf in sy boek The Seduction of Christianity. As jy nie daardie boek het nie, stel ek voor dat jy daardie boek kry en dit lees. Hy praat nie net oor hierdie goed nie, hy praat oor verskillende misleidings wat plaasvind in die kerkewêreld, en dit is baie belangrik om daarna te gaan kyk. Nou goed, ek gaan afsluit. Hierdie soort van manifestasies rig 'n ernstige waarskuwing aan die ware kerk van Jesus Christus. Wanneer ons dinge sien in ons kerke gebeur, en jy is nie seker daarvan nie, gaan vergewis jou van wat die woord van God leer. Ons kan nie maar alles net aanvaar as waarheid nie, want ervarings en manifestasies is nie 'n bevestiging van die waarheid nie. En daarom moet ons gaan seker maak dat ek en jy as kind van God nie mislei word nie. Maak seker dat jy die waarheid in jou kant het, en dat jy dit ook so dan uitoefen en uitleef. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels oor een of ander belangrike onderwerp, mag die Here u seën. Totsiens.